Father, this morning as we pray this morning, Holy Spirit, thou art welcome. Jesus, thou art welcome. Father, as we welcome the presence of heaven this morning, Lord, as we invite the presence of the angels this morning, Lord, Jesus, thou art welcome this morning. Father, without you we are nothing. Moses said we will not move unless you move with us this morning. And therefore I pray this morning, Heavenly Father, come and meet us at the point of our need this morning. Father, we are hungry and we are desperate for a move of the Holy Spirit this morning. Lord, to know you is something else, but Father, we want to encounter you this morning. Lord, we want to have fellowship with you this morning. Father, I pray this morning, oh Lord, you know our hearts, Father, you know our desires this morning. And therefore I pray this morning, Heavenly Father, let this be our meeting point this morning. Psalm 91 declares this morning that those who abide in the secret place of the Lord Almighty shall abide under your shadow. And we shall say, oh Lord, that you are our God, Father, that you are our refuge this morning. Oh Lord, Psalm 46 verse 1 says this morning that you are our strength, Father, and our refuge this morning, a very present help in times of trouble this morning. Lord, even in the midst of trials, even in the midst of tribulation, Father, even in the midst of problems, we know this morning, Lord, that you are a helper in times of trouble this morning. Lord, we face different adversities this morning. Lord, we face different trials this morning. Lord, we go through different things this morning. But we know this when we stand on your promise this morning, Father. Your promise that said that you, oh Lord, are a helper, Father, in times of trouble this morning. And David says, even though, oh Lord, we go through the valley of shadow of death, we shall fear no evil because we know that you are with us this morning. And Heavenly Father, we pray this morning, come and meet us this morning, Lord, at the point of our needs this morning. Father, I pray this morning as we come against every principality of darkness this morning. Lord, we bind every satanic and demonic calendar of fashion against our lives this morning. Father, we rebuke the works of the devil this morning, Lord. Father, we plead the blood of Jesus in and around us this morning. Father, I cover us this morning, Lord, under your precious blood this morning. Your blood which has never lost its power this morning, Father, as we come against every altar this morning, Lord, every satanic altar this morning, Lord, every demonic altar this morning, Father, every altar of witchcraft and sorcery this morning, Lord, let it be destroyed by the hammer and by the sofa of God this morning. Oh Lord, let heavens open this morning, Father, and let your glory rain down upon us this morning. Father, I pray this morning, oh Lord, let the prayer fire mantle that fell upon Elijah, Lord, let that same mantle of fire prayer fall upon us this morning. Father, release your fire this morning in this house. Lord, release your fire this morning, Jesus. Oh Lord, we pray this morning, Lord. Come and meet us this morning, Father, at the point of our needs this morning, Lord. Father, we are hungry and we are desperate for a move this morning. Lord, Moses, oh Lord, I pray this morning. Elijah said, like fire shut up in my bones. So is the word of God this morning, oh Lord. Father, give us an hunger, give us an appetite for your presence this morning, Lord. We know this morning, Lord, our faith, it's not in a man, but it's in you this morning, Jesus. Father, as we lift up our banners unto you this morning, Lord, as we glorify you this morning, Here, ons is niks sonder u nie, Vader, ons is totaal en al afhanklik van u vanmôre, Here. Wat sal ons u vergeld, Here, vir al u goeie weldaden aan ons u vanmôre, Here. Here, ons kan vanmôre niks sonder u nie, Vader. Ons kan nie functioneer sonder u nie, Here. Hier is ons hele bewelstaan, Here. Ons is ons hele, Here, al ons lewe is niks sonder u vanmôre nie, Here. En daarvoor kan ons u vanmôre nie, as om die eer, die prys, die lof
Die aanbidding, Here, dit swaai ons vanmorgen toe aan U, Here, van U is vanmorgen die moeite werd, Vader, om geprys te word, Vader, is vanmorgen die moeite werd, Here, om geaanbid te word, want as in die tyd wat Job sê vanmorgen, maak die vanmorgen saak wat ons die Heer maak nie, maar ek weet vanmorgen dat my verlosser, hy lewe en hy lewe, op binnekant ons vanmorgen, Here, ons weet vanmorgen, ons kan op U woord staan, Here, U woord wat ja is U woord, wat amen is vanmorgen, Here, ons weet vanmorgen, Here, ons kan op U staat maak vanmorgen, Here, van die kinders koning, verraad U nooit nie. Here, ons eer U vanmorgen, Vader. Vader, ons aanbid U vanmorgen, Here, omdat U werd is om geprys te word, Here. Ek bid vanmorgen, Here, vir Project se kleinkind, Here. Ons dank U alreeds, Here, vir U wonderbaarlike krag, Here. Dank U alreeds, Here, vir U genesende hand oor haar lewe vanmorgen, Here. Ons swaai vanmorgen die eer aan U toe, Vader. Ons swaai vanmorgen die aanbidding toe aan U, Here. Van U kom dit vanmorgen toe, Here. Daar is vanmorgen niemand soos U vanmorgen, die Here. U is vanmorgen werd om geprys te word, Vader. U is vanmorgen werd om geaanbid te word, Here. Daar is vanmorgen niemand hier. Daar is vanmorgen niemand soos U nie, Jesus. Ons eer U vanmorgen, Vader, van U is werd om geprys te word, Vader. Baie dankie, Jesus. Baie dankie, Koning. Ons eer U vanmorgen, liewe Heer. Baie dankie, Jesus. I love Him. Oh, how He cares. Oh, how I love Him, because He first loved me. Let me hear everybody, come on. Let me hear everybody, come on. Oh, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Ek wil my begroeting vanoggend maak aan die apostel en sy vrou in haar aanwesigheid.
Ek wil vanmorgen op begroeting maak en prof, ek wil vanmorgen die begroeting maak aan onze wonderbaarlijke moeders wat altijd voor ons bid. Ek groet vanmorgen die jeugd en die sonnaskool en daar die oorwinningsnaam ons Heer en Zaligmaker. En dan wil ek spesiaal ons begroeting maak aan ons keiergas. Ek wil nie vanmorgen sê sy is 'n keiergas nie. Ek wil vanmorgen 'n spesiale begroeting maak aan ons moeder, aan ons suster in die huis van die Here. Want wanneer ons in die huis van die Here gekom het ons 'n familie kom geword. Halleluja. Ons dien een Vader. So dit maak van ons 'n familie, prys die naam van die Here. Ek wil met daardie selfde vir prof sê dankie vir die gebed wat hy die diens oopgemaak het. Ek wil net so vir ons ene speel, net so vir ons bietjie losmaak gou voor ons begin met die diens en die Here seën. Halleluja. Geanker aan Jesus, as gewoon
en het in die see rol, halleluja. Ons kan ons plekke neem. As daar iemand is wat in hierdie week verjaar het, as daar iemand wat 'n toekenning hierdie week gekry het, as daar iemand wat iets ontvang het hierdie week. Oma Sarah het verjaar, maar sy wys net so, lyk sy is bang om te verjaar. Ons gaan vir Pastor Sylvie vra om vir Oma Sarah te bid. Mag die wonderlike Here vir Oma Sarah nog baie jare spaar. Amen. En ons steek ons hande uit na Oma Sarah toe en ons stem saam met Sister Sylvie. Amen. Lord, we praise the name of Jesus. Amen, halleluja. Kom ons speel vir Oma Sarah. Mag die Here vir Oma Sarah nog baie jare spaar. Mag die Here vir Oma Sarah gesondheid gee. Mag hy vir Oma Sarah krag tot krag gee. Mag hy vir Oma Sarah genees van Oma Sarah se kop tot op Oma Sarah se voetsool. Mag hy die Here wees wie hy sê hy is. Mag hy u nooit verlaat, Oma Sarah. Wanneer dinge onmoontlik raak, hardloop na die Here toe. Want hy sê, roep my aan in jou tyd van benoudheid en ek sal jou uithelp. Wanneer Oma Sarah voel daar is niks meer wat Oma Sarah kan maak nie, hardloop na die Here toe. Want daar by die Here is alles vanmôre vir ons. Mag die Here vir Oma Sarah seën vir hierdie jaar en nog verder in die Here seën. Halleluja. Ons kom met ons bene en dan gee ons vir prof so 'n klein geleentheidjie. Net so 'n klein geleentheidjie. En die Here seën ons wonderlik. Amen. Wees so groot en die mooi en onfeilbare naam van ons Koning Jesus. Ons Heer en Saligmaker. Daar is vanmôre niemand soos die Here nie. Sê vir die persoon langs aan jou, jy lyk pragtig. Amen. Amen. Ons is God se eiendom. Amen. Amen. Baie vroue, daar was baie vroue, maar met min het hulle knap gedra. Amen. Nou 'n vrou is iets besonders vir die Here. Dit is iets spesiaal wanneer dit by die Here kom. Die Bybel sê, Sister Stella, terwyl die man geslaap het God sy tyd gevat om 'n spesiale operasie te perform. En ek kan nie verstaan dat baie manne baie rippe het nie, maar God het 'n rib gevat van die man en vir hom sy helper gemaak. Amen. Die Bybel sê, en terwyl Jesus gaan weg, hy sê, en voor ek weg gaan, los ek vir julle die helper, en dit is die Heilige Gees. En die Here kom, God kom en hy sê, ek sal man maak, maar ek sal vir man ook 'n helper maak. Amen. Nou daar's baie dinge wat 'n man het, wat 'n vrou nie het nie, maar daar's baie talente wat 'n vrou het, wat 'n man nie kan het nie. Nou die ding is, 'n man is 'n protector, wat 'n vrou is 'n influencer. Here my siel aanbid. 'n man is 'n protector, maar 'n vrou is 'n influencer. 'n man is 'n provider, but 'n vrou is 'n peacekeeper. Here my siel aanbid. Amen. Dus ek kan jy sien wanneer die storm ewig is, 'n man gaan baie praat, maar 'n vrou gaan bietjie stil bly, want sy bring die vrede aan die huis in. Wanneer 'n pa bietjie streng is, dan sê die man nie so nie, pa, maar kom ons vat hom die rigting. So in other words, wanneer 'n man kwaai is, dan kom die vrou met haar kalmte en sy bring stilte aan die huis in. Ons wil aan die vroue dankie sê vir die maand. Ons waardeer dit wat julle vir ons gedoen het hierdie maand.
mag u julle nie ophou met die goeie werk. En nou wat ek gesê aan die begin van die maand, toe sê ek dat vrouens is vrouens wat 'n vrou moet kan weet hoe om te bid. Dat is hoekom sien ons 'n vrou moet kan weet hoe om die goeie boodskap van die Here oor te dra. Dat is hoekom die Bybel sê Martha en Maria het gegaan en die goeie boodskap weggevat en gesê, gaan sê vir die mense, die Here het opgestaan. Die manne woorde, vrouens bring goeie nuus, vrouens bring positiewe boodskappe, vrouens bring boodskappe wat jy kan invloed. Amen. En dat is hoekom wil ek sê, gaan dan heen. Moenie ophou met die goeie werk nie, maar gaan aan met die goeie werk wat die Here begin dit in julle en mag die Here julle seën. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Ons sê baie dankie vir Prof. Die Here moet ook seën. Vroue, ons het ons knap gedra hierdie man. Ons het ons knap gedra. Ons gaan ons self salieer hierdie man. Ons gaan vir ons self sê, ons was knap, halleluja. Ek dink my man sê altyd vir ons, wie en wat ons is. Maar ons moet dit nou self vat en sê, ja nee, ek is wie ek en wat ek is, halleluja. Ek wil met hierdie geleentheid vir pas apostel gee, om net vir ons die voorstelling te doen en die Here seën. Amen. Amen. Die bares, kom ons gee vir die Here 'n lieflike handeklap. Amen. As jy volgende bly met te wees, die bares. Dit is vandag die 31ste Augustus. Amen. Nou gister was ek in Douglas, prys die naam van die Here. En toe sien ek dat die mense is baie bedrywig. Hulle is besig om 'n by-election te hou. Amen. En ek sien dat die mense roep al die mense by mekaar en daar is 'n deur mekaar besigheid. En ek vra vir myself, ek wonder as mense so hardloop vir 'n verkiesing en op 'n Sondag as jy kyk dan sien jy dat die kerk is leeg. Amen. En dan kom die mense, die politieke mense, hulle is besig om beloftes te maak aan die mense. Maar die Here God, hy sê, hy is die God wat ons beloof, as ons harte vir die Here gee, dan sal ons eendag die hemel sal ons ingaan. Maar ek is nie hier om te preek nie, amen. Ek is hier om net iemand voor te stel vanoggend. Nou, wie ek ontmoet mense op verskillende maniere. Ek kan dit nie verstaan nie. En, maar die ander gaan ek maar later vir u sê eendag. Die Bybel sê, sy is 'n volle beheer van haar huishouding. Leiheid ken sy nie. Haar kinders is dankbaar vir so 'n ma. Haar man oorlaai haar met komplimente. Nou my vrou vra altyd vir my, sê jy nie, ek is mooi nie. Glory. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue. Maar hierdie vroue, halleluja, oortref almal. Diebares, is dit nie mooi woorde wat vanoggend vir u gesê word nie. Ek gaan nie baie praat nie, ek gaan vanmôre vir Carla aan u voorstel. Prys die naam van die Here. Sy het die Here aangeneem in die jaar toe die World Cup in Suid-Afrika was. 2010. Toe ry ek was die hele land vol. Amen. Ek het die hele sokker gekyk en daai dag of in daai jaar toe besluit sy maar sy gaan die sokker neem en sy gaan die bal skop vir die Here. Halleluja. En sy is hier vanoggend om vanoggend die woord aan ons te bedien. Nou die bares ek het baie, nou ek gaan dit vanmôre sê, ek het nou jammer oor nou, miskien nasionale TV of wat. Amen. Maar ek sê die bares, ek is baie liewe wit mense. Weet jy hoekom? Ek is 'n bietjie 'n ander color. Amen.
Praise die naam. Want ek weet net nie, as ek altyd met hulle praat, dan kry ons die liefde van mekaar en as ons ontmoet, praise die naam van die Here, dan stap ons die pad van die Here. Nou ek sê nie, ek het nie ander mense lief nie, amen. Praise die naam van die Here. Maar my connection met hulle, praise die naam van die Here, is altyd net anderster. En ek is nie bang om het te sê vanoggend die baas. Amen. En daarom wil ek vanmorgen vir haar sê, sy is in die huis van die Here. Sy hoef nie vanmorgen bevrees te wees nie. Sy moet nie vanmorgen sê, ek is in 'n ander culture nie. Nee, ons is vanmorgen in die culture van die Here. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmorgen vir jou sê, Carla, jy is in die huis van die Here. Amen. Nou sy is 'n oogkundige. Amen. Ek sal eendag gaan ons 'n lekker awareness hier in Rodepan hou die bares. Dan kan die mense wat oorprobleme het, prys die naam van die Here, miskien gaan die afslag kry, ons weet nie. Amen. Maar dis wat ons kan doen vir die Here hier in Rodepan. So ons gaan 'n connection bou. Ons gaan die werk van die Here doen. Vanoggend Carla, kom na vore. Mag die Here jou vanmorgen wonderlik seën by dat woord. Die mic laat my bietjie hard voel. Hoor julle, dit is baie lekker om hier te wees. Ek het daarom al 'n Britjie en Douglas ook al gepreek, so ek was daarom nie my preek nie. Ja, ek sal aanlas by wat jy gesê het, maar so 'n bietjie af van die ding. En hierdie is vroue maand en ons vrouens, ek dink nou baie goeders aan mekaar in Suid-Afrika. Omdat ons uit die rib uitgemaak is, soos dit jy gesê is, dink ek is ons emosioneel meer geconnect met God. Waar mans, omdat jy uit die grond uitgemaak is partykeer bietjie meer realisties. So ons loop makliker by faith en hulle loop bietjie makliker by sight. En dis hoekom die Here ons by mekaar sit om ons te help. Okay. So ek besef ook dat wanneer ons nie ons identiteit in Christus ken nie en ons is onseker van wie ons is, dan kan ons nie in hierdie goeders operate waar ons moet staan nie. En ons gemeenskap hier by ons en die groter prentjie van Suid-Afrika het werklik ons nodig om in ons identiteit te staan, sodat wanneer ons bid, daar krag in die gees is. Ons weet waar ons staan in die land, ons hoef nie daar te praat nie, en ons weet ons is baie naby aan 'n draaipunt, maar ons gebede gaan die tipping point wees, wat ons in 'n ander generasie insit nou in Suid-Afrika. So ek wil vanoggend met julle praat oor jou selfbeeld versus jou godsbeeld, en dat daai twee goed nie dieselfde is nie. En ons selfbeeld is die goed wat die wêreld op ons gesit het. Is die goed wat ons van kleins af op ons gesit het. Ons selfbeeld hou af van ons voorkoms, of ons waar of vet is, of oud of jong, of plooie het, of sukkel om te loop. Dit hang af van ons finansies, jy weet, of ons sukkel of genoeg het. Dit hang af van ons huwelik, of ons 'n goeie huwelik het, jy weet, ons is baie trots teenoor die ander, of ons 'n mislukte huwelik, kyk, dan voel jy of jy onder die klip wil inklim. Dit hang af of ons 'n kar of 'n huis het, of miskien in 'n shanty bly met die voet loop, jy weet. So, want hierdie goeders gaan positief en negatief. Die wat dit het, is prideful en kyk neer op die ander. En die wat dit nie het, die voel minderwaardig en voel of hulle onder die klip wil ingaan. Okay? Of ons man 'n goeie man is, of 'n dronkaard is wat jou slaan en nooit by die huis is nie. Ons werk bepaal ons identiteit. Of jy 'n goeie werk het of 'n slegte werk, of glad nie 'n werk het nie. Ons gesondheid, jy weet daai diagnose wat jy voor die dokter gekry het, raak daaraan wie jy is, omdat ons dit so op ons plak. Onvergewensgesindheid, dink ek is 'n baie groot ding wat ons identiteit bepaal, dat ons nie mense kan vergewe nie, of dinge of omstandighede nie. En ek wil nie vanoggend daaroor praat nie, ek kan op 'n ander oggend nooi vir dit, maar onvergifnis sal jou laat hel toe gaan, en die Bybel is baie duidelik daaroor. Kyk, maar ek sal op 'n ander keer daaroor praat, maar dit raak so deel van wie jy is, as jy iemand nie kan vergewe nie, dat dit jou identiteit raak, dat dit jou selfbeeld beïnvloed. Ander negatiewe emosies, jy weet, haat en woede en jaloesie en angs en depressie en vrees, ons ken hierdie goeders, dit bepaal wie ons is. Jy sien daai mense wat al die vrees het en al die negatiewe goed praat, jy sien hoe lyk hulle lewe, jy sien hoe gebeur negatiewe goed met hulle, omdat hulle dit aantrek met hulle emosies.
Wat van jou verlede? Jy weet, miskien was jy verkragt as 'n kind gewees, miskien was jy al in die tronk gewees, miskien het jy as 'n weeshuiskind groot geword. Daai goeders trek ons so aan dat dit ons identiteit dra en ons selfbeeld dra. Wat van hierdie stereotypering, dis nogals 'n groot woord, maar julle weet wel sê, ag jy weet in hierdie familie kry almal maar borskanker, of julle vrouens is almal so bitchy, jy weet, of in daai familie drink almal te veel. Het jy dit al gehoor? Hulle sit ons so onder dieselfde kam, of daai mense wat van Rodepan afkom, lyk so, né? Is ek waar? Dit bepaal ons selfbeeld, okay? Veralgemening, dis wat ek nou net gesê het. So, vanoggend wil ek vir julle kom sê, dat al hierdie goed wat ek genoem het, en dan kan nog ekstra wees, jy gaan weet wat jou selfbeeld bepaal, is goed wat die wêreld op ons gesit het. Dis nie ons godsbeeld nie, dis nie wat God van jou sê nie, en dis nie wat God op jou gesit het nie. En ek wil julle 'n prentjie gee wat die Here een keer vir my gegee het. Julle almal was op skool gewees, en jy weet hoe lyk dit, as jy by die skool is, die skoolhoof het 'n authority oor almal, né? Maar dis 'n false authority. En jou identiteit by die skool as 'n kind word bepaal of jy slim of dom is, of jy goed doen of sleg doen, of jy stout is of soet is, of jy male geld het of jy geld het nie, of jy in die eerste span speel of nie in die eerste span speel nie. Is ek reg? Okay. My skoolhoof in die hoërskool en my pa was saam op skool gewees, so hulle het mekaar goed geken. Maar as my boetie was baie stout, baie erg. Hy het sommer een oggend 'n meisie wat hy nie van gehou het nie, en haar ma was ook juffrou by skool, toe sy so inkom in die skool, toe spuit haar met die brandslang terug binne die tuin in. Jy weet, my broer het sulke goed gedoen. So, as my pa by die skool instap, en die skoolhoof het my pa gebel, weet julle wat gebeur op daai oomblik? Die skoolhoof het skielik geen authority oor my broer meer nie, of oor my nie. Dit wat ek gedoen het, of ek soet of stout was, of slim of dom, of ryk of arm het, word glad nie meer gesien nie. Die skoolhoof weet, dit wat my pa nou sê, gaan nie moet gebeur. Hy het nie authority oor my nie, en my identiteit lê nie meer wat ek gedoen het nie. My identiteit lê net in die feit dat my pa by daai deur ingestap het en ek sy kind is. Net dit. Is ek reg? Het julle dit ook beleef as kinders? Okay? So die Here wys my hierdie praktiese beelde sodat ons dit kan onthou, om te sê, jou identiteit lê net in die feit dat God jou pa is en jy sy kind is. Nie enige iets van hierdie nie. En nie ook weer die false authority en hierdie false stickers wat die wêreld op ons plak het van selfbeeld nie. Niks van hy goed tel wanneer pa ingestap het nie. En weet julle wie is julle pa? Amen. Hulle noem hom the Lord of Hosts, Here van die leerskare. Ek wil julle vir 'n oomblik julle oor toemaak en net hoor wat ek sê. Sien hierdie prentjie van Jesus op die wit perd en agter hom is hierdie duisende skare engel army wat opstaan. Dit is die Here van die leerskare. Dis jou pa wat by die kantoor ingestap het. Besef jy dit? The Lord of Hosts, Jesus op die wit perd met hierdie duisende engele agter hom wat sy army is. Hy is die generaal van hy army. Dis hoekom hy sê hy gee die engele aan ons opdrag. Dis jou pa wat by die kantoor ingestap het. En die feit dat jy sy kind is en hy jou pa is al wat jou identiteit bepaal. Dis jou godsbeeld. En dis wat Jesus aan die kruis kom doen het, is juis om hierdie selfbeeld goed, hierdie mislukkings en suksesse waarvan ons dink ons af bestaan, om dit te kom kanselleer en te sê, niks van my goed in jou lewe tel nie. Net die feit dat ek jou pa is en jy my kind is. Dis al wat tel. Is dit nie ongelooflik nie? Maar vanoggend wil ek dit, wat ek nou gesê het, vir ons prakties sê, sodat ons vanoggend hier kan uitstap en dit van vandag af kan begin toepas in ons hart. En dat ons die vrouens en die paas en die mans rondom ons kan begin beïnvloed met hierdie. Want hier is nie net 'n vroue ding nie, hierdie is vir ons almal. Okay, so ek wil vir julle sê, waar het hierdie minderwaardigheid, hierdie vals selfbeeld vandaan gekom? Waar het begin? Want ons kan iets uitsort, dat ons nie weet waar dit begin nie. Maar kom ons gaan terug na die tuin van Eden toe. Dis waar ons al die dinge begin het, né? God skep die mens in sy beeld en gelykenis. Hoe dink julle lyk hulle? Perfek. Hy blaas sy asem binne in hulle. God se gees is binne in hulle. Dink julle nie hulle weet als wat God weet nie? Ja. Wat moet sê die duiwel vir hulle? Hy kom suggereer aan hulle minderwaarde as wat God hulle nou net geskep het. Sien jy waar minderwaardigheid vandaan kom? Is die duiwel waar hy minderwaarde aan hulle kom op 'n skinkbord sit en toe dit vat, val hulle buite verhouding. Maar sien jy die leuen van die duiwel? En dan gaan jy onder sê hoe werk die duiwel? En ek is bly jy hierdie wit mens ding opgebring hierso, want dis ook 'n leuen van die duiwel. God het ons as 'n beeld en gelykenis gemaak, reg?
Wat is God? Gees of vlees? Gees, okay? God sê vir hulle, as julle van die vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Waarvan praat hy? Gees of vlees? Gees, sy gees sou hulle verlaat. Die duiwel kom na hulle toe en sê, julle sal sekerlik nie sterwe nie. Waarvan praat hy? Vlees. Toe Eva daai vrug byt, en sy kyk so en sy dink, magtig, ek het wragtig nie gevrekkie. Wat dink sy op die oomblik? God het vir my gelieg. Sien julle hoekom die duiwel na ons toe met vleesgoeders? Want God wil 'n geesverhouding met jou hê. Hy wil 'n geeservaring met jou hê. Maar die duiwel hou ons in die vlees, sodat ons nie by die gees uitkom nie. En dit is presies wat apartheid gebring het. Was die duiwel het ons in die vlees gehou, dat ons verskillend is. Terwyl ons in die gees presies dieselfde, maar dieselfde God se beeld en gelykenis maak is. Sien, vir 80 jaar is ons in die vlees gehou. Kan julle dink dat ons 'n stupid was om te val vir daai leer? Terwyl Jesus 2000 jaar terug al ons almal in die gees gekonnekt het. Kan ons 2000 jaar later nog steeds so stupid wees en vir die duiwel se leen val? Ja, ons is verskillende kulture, maar weet julle wat? Elke kultuur het 'n verskillende anointing. Dis hoekom Suid-Afrika 'n super nation is. Die Grieke het almal dieselfde anointing en die Franse het almal dieselfde anointing. So dis net so. Maar ons het nie. Ons bring elkeen iets anders na die tafel toe. Ons is veronderstel om verskillend te wees in die vlees. Maar ons is almal presies dieselfde in die gees. En dis hoekom jy voel jy connect. Jy connect eintlik met die mense wat in die gees dieselfde is. Dat het niks met hierdie te doen nie. So ek wil hê julle moet hierdie een ding vasmaak in julle hart. As jy die Bybel lees, moet hom nie in die vlees lees nie. Lees hom in die gees. Okay? As jy aan God dink, moenie in die gees, in die vlees dink, jy dink in die gees. As jy in jou sussie kyk wat jou kwaad maak, moenie dat die duiwel jou in die vlees hoor wat sy gedoen het aan jou nie. Kyk nou in die gees. Kyk hoe jy struggle sy in die gees en gaan help haar. Moenie jaloers wees nie, want dit is 'n ding wat julle baie sleg het, né? 'n Gees van jaloesie. Gun mekaar niks nie. Julle kom maar by die praktyk en dan sê hulle vir my, "Jy's dokter, maar jy het lekker dik geraak, né?" Dan sê ek, "Jy kan nie so met my praat nie." "Nee, ek het dit nie so bedoel nie." Ek sê, "Nee, jy het dit presies so bedoel." Ek sê, "Weet jy wat die ergste, hulle praat met mekaar so by die huis. Ons is veronderstel om mekaar op te bou, maar wat hier uitkom, is afbreek oor jaloesie. En dis 'n vloek wat op die kleurling mense is. Dis 'n vloek van jaloesie. Hoekom? Want die duiwel hou ons in die vlees. Kyk wat het my vriendin, sy het 'n bank gekoop. Ek het nie geld om kos te koop, die mag gaan skuld maak vir 'n bank. Dan maar wys ek het ook 'n bank. Julle lag is die waarheid. Mense het die kos om te eet oor die skuld wat hulle maak, sodat hy met Sunny kan ophou wat iets gekoop het. In plaas van dat jy bly is vir Sunny. If ons sê, "Hier sister, dis 'n beautiful bank, kan ek 'n koffie drink by jou? Ek moet op die bank sit." Jesus, ek sien net gespaar om vir jou 'n kar te koop vir die eerste keer en jou lisensie gekry. Vat my vir 'n spin om die blok dat ons 'n bietjie voel hoe ry hierdie kar. Maar in plaas van ons nou lelik en jaloesie, want ek moet met die taxi ry met die voet. Kan ons vanoggend sê dat ons is die generasie wat opstaan en sê no more. Ons kan nie in goed lewe wat Jesus 2000 jaar terug klaar uitgesort het. Ons kan nie. Hy het gesê julle moet beter dinge doen as wat ek doen. Ons doen swakker dinge as hy. 2000 jaar later. Hy is op pad terug en ons lyk so. Ons kan nie. Ons kan nie in die vlees wees nie. Ons gaan moet in die gees uitkom. Ons moet die kinders in die gees grootmaak. Okay? Het julle hom? Het julle waar hy vandaan kom? Ons moet die ding wen. Okay. So, julle ken die storie van die verlore seun, hè? Lukas 15. Gaan net so vinnig vertel, want julle ken hom. Hy het mos al sy geld gevat by sy pa, en hy het uitgehoer, en remoer, en gesyp, en gealles. En hy land in 'n varkhok op met niks. Besef julle hoe sleg dit was? Hoeveel van julle was in 'n donker gat? Né? Diep donker, weet jy hoe hy te kom nie? Weet jy hoe groot is daai gat van daai ou? Hy is 'n Jood, hulle eet nie eens varkvleis nie. Hy bly saam met die vark in 'n hok. Kan jy net imagine? Waar hy daar gedraai het. En hy dink, as ek terug gaan na my pa toe en hom net sê, ek sal 'n slaaf wees. Maar waar lê sy identiteit? In die vlees, en al sy foute wat hy gemaak het. So hy gaan terug, en toe sy pa hom daar op die horison so sien, staan sy pa nie daar en denk, ja boetie, waar kom jy nou vandaan nie? Julle weet toe Jesus hierdie storie vertel het nie vir 'n skare nie, hy vertel het vir die fariseërs. Okay?
Dit beteken, Jesus is nog nie gekruisig nie, en dit beteken dat die wet van Moses was nog 'n plei gewees. Okay? So die wet van Moses sê, as 'n kind doen wat hierdie ou gedoen het, moet sy pa na die stadspoorte toe vat, en hulle moet hom met klippe doodgooi. So julle kan nou dink hoe lyk die fariseërs, ja? Ons weet wat met hierdie kind moet gebeur. Maar wat sê hy vir hulle? Hoekom vertel Jesus vir die fariseërs hierdie gelykenis? Hy sê toe die vader so op die stoep of mercy en grace staan, en hy sien daar, kom die verlore seun aan, toe hardloop sy pa na hom toe. Weet jy hoekom sy pa na hom toe gehardloop? Hy het voor die klippe uitgehardloop. Voor die klippe by hom kan kom wat hom het doodgooi. Hardloop die grace en die liefde van die Vader na hom toe om hom te vertel. Halleluja. Hierdie ou kom en sê, pa, ek was so sleg, ek het dit gedoen. Sy pa knip hy gesprek net so af. Hy sê, ek wil dit nie verder hoor nie. Hy sê, dis nie jou identiteit nie. Hy sê, jou identiteit is dat jy my seun is en ek jou pa is, en is al wat tel. Hy sê, gaan haal vir hom my mantel, sit vir hom my ring aan. Julle weet, in die ou tyd het hulle met die ring ons daai briewe gesteel, almal gesien wie die brief gestuur. En net slawe het kalfvoet geloop, hy sê, trek vir hom skoene aan. Dat almal kan sien, sy identiteit is in die feit dat ek sy pa is en my seun is. Nie die goed wat hy gedoen het nie. Die boetie wat agtergebly het, papi, hy was suksesvol. Nee, hy is kwaad. Hoekom is hy kwaad? Hy het ook 'n valse identiteit in sy sukses. Hy het nou agtergebly en verantwoordelik gewees vir werk. Sien, as sy identiteit in sy pa gelê het, dat hy sy pa se kind is, was hy bly dat sy boetie terugkom. Nie jaloers nie, wat ons met mekaar doen nie, bly. Sien, wanneer ons in die gees operate, is ons bly vir ons sussie of ons boetie wat iets gekry het. Al het hy aangehelp. Ons is bly vir daai een wat ingekom het wat verlore was. Sien hoe albei van hierdie kinders 'n valse identiteit het. Een in sy mislukking en een in sy sukses. Hulle het nie 'n pa-beeld gehad. Net die feit dat hulle dit pa se kinders as hulle pa sien. Dis al wat jou identiteit bepaal. Een Samuel, ek love 1 Samuel, en ons het 1000 keer gelees. Julle ken vir Hanna en Penina. Hanna kan nie kinders hê nie, né? Hoe lyk Penina wat kan kinders hê? Sien hulle jaloesie in die vlees. In plaas van dat sy saam met haar sussie bid vir 'n kind, is sy jaloers op haar. En sy gebruik die kinders wat sy het om haar jaloers te maak en haar terug te kry. Is dit nie maar wat ons met mekaar doen nie? Omdat ons nie weet wie ons is in Christus nie. Maar waar lê Hanna se identiteit? Ten spyte van die feit dat haar man liewer vir haar is, beter kos vir haar gee. Waar lê haar identiteit? Nie eens in haar man nie, in God. Amen. Hulle sê dat sy nie eens nog geëet het nie, maar toe sy daar klaar gebid het, waar Eli nog van gevra het, julle weet mos, en sy staan op, het haar gesig anders gelyk. Was sy klaar swanger? Nee, maar sy was oortuig van haar eerste liefde, God die Vader. Haar identiteit het in God geleer dat hy haar pa is, en dat hy haar aanhoor. En hierdie begeerte wat sy in haar hart het, gee sy net daar vir die Here terug. Het jy al gedink dat daai goed wat jy vir die Here vra, weer dit ons sal teruggee? Het jy al gedink aan? Né? So in plaas van dat Penina saam met haar bid vir die dinge sy jaloers. En my vraag vanoggend is, waarvoor begeer jou hart? Begeer jou hart vir jouself of begeer jou hart vir God? Want ons is so baie op ons eie ek ingestel, en wat ek nodig het, en wat ek moet kry, en wat ek moet doen, en wat ek moet lyk, en wat ek moet alles. Maar waar is God in die prentjie? Wat van wat God wil hê? Het jy al daaraan gedink? Johannes 1 begin Jesus sy disippels roep. En Filippus sê vir Nathanael, ons het hom gevind waarvan Moses in die wet en die profete geskryf het. Nou hulle bly in Nasaret. Nasaret was aan die ander kant van die treinspoor. Julle weet hoe lyk dit aan die ander kant van die treinspoor, né? Is moeilik. Armoede. Niemand gaan universiteit toe nie. Sukkel. En Nathanael sê vir Filippus, kan daar regtig iets goed kom van Nasaret? Ons bly aan die ander kant van die treinspoor hou. Is jy seker hierdie ding reg gehoor? Sien jy die identiteit wat hulle het? Is in die feit dat hulle aan die ander kant van die treinspoor bly. Hy sê, kan ons iets goeds vir ons opkom nie? Okay? So daai leuen wat in hulle kop sit, is eintlik die tronk waar ons is. Sê vir julle dit. Jou persepsie van wie jy is, en jou identiteit, en jou selfbeeld, is jou eie tronk.
Terwyl Jesus 2000 jaar terug die tronk se deure kom oopmaak het, hy sê hy het die gevangenes vrygelaat. Maar hy het jy al uitgestap, want die deur staan oop soos daai deur, of sit hy nog al binne? En dan sien hy hoe hy sy disippels roep, en hulle begin saam met Jesus loop, en in hierdie loop saam met Jesus begin hulle by hulle godsbeeld uitkom. Hulle begin besef dat hierdie is hulle pa, en hulle is sy kinders. En hulle kom later in Markus 4 is hulle terug in Nasaret. Maar hulle het hulle mindset verander, van 'n selfbeeld na 'n godsbeeld toe. Maar die mense wat agtergebly het kon nie. En hulle sê in Markus 4, dat Jesus kon daar geen wonderwerke doen nie, en hy was verstom oor die mense se ongeloof. Sien jy hoe die mense wat in Nasaret agtergebly het binne in die tronk, so in daai leuen vasgevang was, dat hulle nie by God se wonderwerke kon uitkom nie. Is dit nie waar ons ook is nie? Sukkel jy om 'n deurbraak te kry, omdat jy in daai tronk sit van jou persepsie van wie jy is, wat die duiwel vir jou kom sê het, oor 20 jaar, 30 jaar, 60 jaar, hoe oud jy ook al is. En dis die tronk waarin jy sit. Terwyl Jesus 2000 jaar sê, stap uit. Ek het jou godsbeeld te gee. Ek het jou vrygemaak aan die kruis. Van al hierdie goed wat die wêreld van jou gesê het. Van die omstandighede waarin jy groot geword het. Van die omstandighede waarin jy nou is. Ek het jou vrygemaak daarvan. Daai goed bepaal nie wie jy is nie. Is dit nie sad dat Jesus by 'n plek gekom het waar hy geen wonderwerke kon doen nie? Huh? Kan jy dit imagine? Dis verskriklik as ek daar dink. Dan wil ek vir julle vertel wat 'n beeld die Here nog my gee, en ek het vir julle boekmerkies gemaak. Ek gaan vir julle elkeen een gee. Vanoggend vroeg opgestaan. Veel te maak. Hier is Aspoestertjie, né? Cinderella. Julle almal ken vir haar, né? In die bolgown. Okay. En ek het vir julle elkeen een gemaak. So kom ons praat geoor dit. Aspoestertjie se pa gaan dood. Hy was 'n redelike ryk man gewees. So wie is die erfgenaam van daai estate? Wie's dit? Aspoestertjie. Maar wat wil sê die duiwel vir haar? Nee, sussie, jy moet net skoonmaak. Jy is jy by die huis onderhou, né? En sy glo dit. Sy was net opgestaan en gesê, nee, dit is my goed. Maar sy kan nie. So die leuen van die duiwel hou aan daai stikkende klere, daai gooiingsakrok wat sy aan het. So skrop sy. Kom nêrens nie. En toe sy, julle weet toe sy nou by die goeie vee vir haar nou bolgown maak, en sy kom dan by die bal aan. En sy stap daar uit. Hulle het al koninklike stories gekyk, en die koninklikes daar in Engeland gekyk. As hulle so op 'n balkon uitstap, en die gepepel staan daaronder, né, die baie mense. As hierdie dogter van die koning praat met die mense wat daaronder staan, moet hulle vir haar luister. Want haar pa het haar die authority gegee om te praat. Is ek reg? Okay. Weet julle waar kry ons die authority vandaan? Julle weet hoe sê hulle in die hof, hy sal weet, by the power invested in me by the Kimberley Court of wat, né? Hulle sê mos so. Wat sê die Here vir my met hierdie? Hy sê by the power invested in you by the blood of Jesus. Ons pa het hulle pa wat daaronder staan gekanker. Hy het hom oorwin. En dis hoekom ons die authority het om met die demonic spirits en die evil mense om ons te praat, en hulle moet luister. Maar, daar's 'n maar. As jy nie jou bolgown aanhou nie, gaan jy dit nie kan doen nie. Julle ken die skrif wat sê, God sê die hemel is sy troonkamer, en die aarde is sy voetstoel. Weet jy wat beteken dit in die Bybelse tyd? In die Bybelse tyd, as ek 'n koning is en jy's 'n koning, en ek kanker jou, dan bring hulle jou in, en hulle sit jou nek onder my voete, dan sit ek my voete bo op jou nek soos 'n voetstoel, dan kan almal sien, ek het jou gewen. Dit is wat voetstoel beteken het. Die Here sê die aarde is my voetstoel. Die hele aarde kan sien dat God het die duiwel gekanker. Almal kan dit sien. Dis wat hy bedoel wanneer hy dit wil sê. En omdat hy hom gekanker het, kan ek, die dogter van die allerhoogste koning, op my balkonie uitstap en met authority praat, en hulle moet luister, want die bloed van Jesus het my daai authority gegee. Hoor julle wat ek sê? Okay, maar nou, as die prinses bord raak, nee, ons spandeer nie lekker baie tyd met God nie. En ons trek ons reks aan, julle weet ons, sy gaan undercover, dan gaan sy skelm af, en weet hulle nie, dis die prinses nie, dan party sy die aand saam met hulle daar, né? Skinder lekker saam, en drink lekker saam, en slaap rond lekker saam, en dan môre, as sy weer met haar bolgown daar op die balkon uitstap, dink julle nou mense gaan vir haar luister?
no ways. En dis wat die duiwel met ons doen. Hy hou jou in jou selfbeeld, in die vlees, en hy stikkende raaks, sodat jy nie jou bolbeen kan aantrek, en bo op 'n balkon staan en tolletjie het. Besef julle dit? En dis hoekom ek vir julle vanoggend hierdie kaartjies gemaak het om jou Bybels te bære. Hier het ek 'n klein dingetjie geskryf wat sê, never take off your bolbeen. Gaan gooi al daai rek so in jou kas is in die asblik en verbrand hulle. En trek jou bolbeen aan en hou hom aan. Moenie dat die duiwel jou kry om uit te trek nie. Moenie dat die duiwel jou kry om te skinder of jaloers te wees of om lelike goed te doen nie. Rond te slaap nie of sulke ding. Moenie. En as hy jou nie kry om te sondig nie, weet jy wat doen hy dan? Hy vat jou terug na jou verlede toe. En probeer jou herinner van wat se mislukking jy in die verlede was. Moenie dit toelaat nie. As jy voel hy kom op, gooi hom uit. Gooi hy stikkende klere uit en hou jou bolbeen aan. Ek is so bly ek vanoggend oor die mans gepraat en die vrouens. Baie van ons identiteit in ons mans. En ons verwag ons mans moet alles vir ons wees en doen. Is ek reg? Is ek verkeerd? Is ek reg? Okay. Ons gaan in 'n huwelik in, as jy net getroud, né? Ek lei so af. Ons gaan in 'n huwelik in met die gedagte dat hy my gaan opvul en sy jou gaan opvul. En dan guess wat? Dit gebeur het. En dan voel my teleurgestel, is ek reg? Ons is lief vir mekaar en ons gaan aan, maar mense is bietjie teleurgestel want dis nie wat jy gedink het gaan wees nie. Maar ons is nie veronderstel om mekaar op te vul nie. Toe God die mens gemaak het hy afgegaan. Wil jy met imagine, toe hy die skepping gemaak het, sê hy laat daar dit wees en laat daar dat wees. Maar toe hy die mens gemaak het God op sy knieë afgegaan, modder by mekaar gesit, het moeite gedoen. Ons was nie net 'n ding wat hy gesê het, laat daar iets wees nie. Hy het moeite in ons ingesit. En hy blaas sy gees binne in ons in, né? Genesis 2:7, hy blaas sy asem binne in die mens in. Ek wil julle met imagine, hier is ons blomme in, as daar 'n blompot is so, wat klippies in het, en ons gooi met water vol, is daar nie een van die gaatjies tussen die klippies ons oop nie, al die gaatjies is opgevul met water, tot bo. Is ek reg? Sien julle dit in julle kop? Dit is hoe God se gees ons opgevul het. Elke gaatjie in jou wese is opgevul met God se gees. En dan sê hy in vers 18, dat hy die vrou as 'n hulp gemaak. Hoor julle dit? Hulp gemaak. Nie opvul nie, hulp. So jou man kan jou nie opvul nie. Hou op om dit van hom te verwag. Hy is ook net 'n mens, met sy eie childhood issues en sy eie stikkindheid en sy eie goed wat hy deurwerk. Hy kan net soveel vir jou wees. En daar waar jou man tekort skiet, nie vir hom vertel wat hy nie is nie, gaan haal dit by die gees. Jy is mos opgevul met die gees. God se gees het jou opgevul. Jou man is net jou hulp. Jou vrou is net jou hulp. Ons kan nie mekaar opvul nie. Maar sien hoe die duiwel ons terugvat na die vlees toe. Ja, hy het weer gisterand vergeet om die hek te sluit. Ek moet elke aand gaan kyk of ons huis veilig is voor ons gaan slaap. Is dit nie wat ons doen nie? Nee? Maar so al die man heeltyd hoor is, I didn't measure up, ek was nie goed genoeg nie. En hoe meer 'n man voel hy is nie goed genoeg nie, hoe minder doen hy. Want maak nie saak wat hy doen nie, hy is in elk geval nie goed genoeg nie. En hoe minder hy doen, hoe meer gefrustreerd raak ons. En so raak dit tot jy sien, nou loop dit op 'n egskeiding uit, dan wonder jy nou waar dit vandaan kom. Ons is eintlik lief vir mekaar. Besef dat jou man jou nie gaan opvul nie. Net God se gees en jou geesverhouding met hom vir jou op. Jou man of jou vrou, jou sussie, jou ma, jou vriendin, whoever, is net 'n hulp vir jou. Okay, as jy daai kan verstaan, ek wens ek kan met mense praat voor hulle trou, dat hulle daai ding ingaan in die troue in, dan gaan dit al klaar beter gaan. Okay, ek is amper klaar. Ek wil julle vertel hoe werk die Joodse troue. Weet julle hoe werk die Joodse troue? Ek wil julle vertel vanoggend. Hier is baie special. 'n Joodse troue is 'n arrangement tussen twee families, maar dis nie gefors nie. Okay? So as Pieter besluit hy hou van my, dan gaan sê hy vir sy pa, hy like my. Dan skryf hy 'n ketubah, hulle noem dit 'n ketubah. Dis soos 'n liefdesbrief en 'n kontrak soos 'n een. So hy skryf op daai brief hoe lief hy vir my is, hoe mooi ek is, hoe mooi hy na my sal kyk, hy gaan na my kinders kyk, hy gaan vir ons versorg, hy gaan 'n besigheid vir ons sê, hy gaan vir ons 'n huis gee, hy gaan my veilig hou. Julle weet al daai dinge. Okay. Hy skryf van homself daar, wie hy is. Dan maak sy pa met my pa
'n arrangement, dan kom ons by mekaar vir 'n ete. Dan gee hy die ketubah vir my. Dan lees ek hom deur. En as ek dink, hierdie is wat ek wil hê, dan vat ek 'n slukkie van die wyn, en het ons met wyn gewerk, dan het ek ja gesê om verloof te wees aan Pieter. Ok, so dis 'n arranged marriage, was nie gefors nie, ek kan nee sê, as ek daai ding gelees het, kan ek nee sê. Ok, Pieter gaan terug na sy pa se huis toe, en hy gaan bou aan sy pa se huis. Jesus sê, hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei. Die Jode verstaan dit, want dit is hoe hulle bruilof gewerk het. Ok? Ek moet nie skryf nie, hy plek voorberei verduidelik. So Pieter gaan terug, hy begin aan die huis bou. Ek begin my naels groei, kry my hare groei, kry my rok reg. Ek en hy sien mekaar nooit weer tot die troue nie. Dit vat tussen 'n jaar en 2 jaar om die huis te bou. Maar elke aand steek ek my lampie aan met die olie in my venster. En Pieter loop elke aand af verby, dan kyk hy, is hierdie keis nog aan? Is dit nog aan? En terwyl ek daar elke aand by my lampie sit, en ek weet hy kom daar verby om te kyk of ek nog van wag, lees ek hierdie liefdesbrief wat hy vir my geskryf het. En so leer ek hom beter ken, deur dit wat hy geskryf het vir homself. Leer ek hom ken. Leer ek hom ken. Leer ek hom ken. Hy kom kyk, wag sy nog vir my. En dan as hy huis klaar is, hy by ons sy pa, dan roep hy sy pa, dan kom kyk sy pa na. Hy sê, nee, griet Pieter, die konings is skeef al, fix dit, die vrou kan nie so bly nie, dit eers fix. Die feestmense is klaar wat weet, Pieter en Carla is. Hulle kry ook feestklere reg, alles is ready, maar niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Kyk, as Pieter se pa eventually tevrede is, dan blaas hulle die ramshorings. En almal hoor dit, en almal trek aan, en ek hoor dit ook. En ek trek aan en I'm ready. Want ek was ons al 2 jaar gehad om ready te wees. Kyk, ek is opgewonde om te sien, ek is al verlief op hom, want ek lees hierdie liefdesbrief wat hy vir geskryf het. Ne? En dan kom hy by my kamer in. En hy gaan by my in, net ek en hy. En dan kom ons uit en ons het 'n bruilof. En almal vier dit saam met ons. En ek wil vir julle sê, dat hierdie boek is die ketubah wat God vir ons geskryf het. Amen. En ons spandeer die tyd met hom. En jy gaan nie jou waarde in God kan kry as jy nie hierdie boek lees nie. Ons lampie is veronderstel om te brand met die Heilige Gees, sodat God kan sien ons is ready. Maar ons lampie kan nie brand as ons nie hierdie ketubah lees nie. Het so begeerte vir ons. Maar ons is so besig met die selfone, met social media, en al hierdie dinge, selfies, poste, goeders. Ons is nie besig met die ketubah nie. En dan gaan maar daai deur kom, en dan gaan ons sommer die 10 virgins die tussenin gooi. Kom het in my hart op. Die storie van die 10 virgins, julle ken dit. Hulle is almal maagde, hoekom? Hulle is Christene. Hulle het die bloed van Jesus aanvaar. Die olie praat van die Heilige Gees. 10 praat van 'n congregation. Die Jode mag nie in die publiek gebid het as hulle nie 10 of meer was nie. So die 10 praat van 'n kerk, 'n gemeenskap. Okay? 5 van hulle het die olie ontvang, maar niks daarmee gedoen nie. Hulle het nie verder gegroei in hulle Christenskap nie. Hulle het nie die ketubah gelees nie. Hulle het nie hulle bruidegom leer ken nie. Hulle het nie 'n begeerte in hulle hart nie. Hulle is Christene, is maar net wat hulle is. Dis mos nie 'n geloof in Suid-Afrika nie, Christianity, dis mos 'n kultuurding. Jy kyk Saterdag rugby, gaan die Sondag kerk toe. Dis die waarheid. Meeste Christene in hierdie land het nie 'n verhouding met God nie. Hulle gaan maar net kerk toe om ons kultuur te verwag. As jy in Suid-Afrika bly, wat jy doen. Wit, swart klere en doesn't matter, jy gaan kerk toe. Sien, dis die 5 maagde wat se olie nie genoeg was nie. Hulle het nooit hierdie ketubah gelees nie. Hulle het nooit hulle bruidegom se hart ontdek nie. Hulle het nooit hulle self binne in hom ontdek nie. En die ander 5, hulle het hom deurgelees, en deurgelees, en deurgelees. Hulle het geweet hulle identiteit in God en die feit dat hy hulle pa is, net dit. En toe hy onverwags kom, presies soos hierdie, sy weet nie wanneer hy kom nie. Sy weet nie wanneer haar huis klaar gebou is nie. Toe is hulle olie genoeg om in te gaan. En die ander 5 wat ons gaan koop het, toe hulle by die deur kom, wat sê vir hulle? Gaan weg, ek het nie jou naam geken nie. Gaan weg, ek het nie jou naam geken nie. En hulle sê, Here, maar ek het in die naam demone uitgedryf, ek het kerkbazaar gehou, ek het Bybelstudie bygewoon. Hy sê, jy het nooit hierdie ketubah gelees nie. Jy het nooit 'n verhouding met my gehad nie. Jy het in die kultuur van jou land maar opgedaag, maar jy het nooit 'n hart vir my gehad nie. Gaan weg, ek het nie jou naam geken nie. Ons is in 'n tyd waar ons nie kan bekostig
om die 5de wees wat nie genoeg olie het nie. Ons kan nie, die tyd is baie naby. En ek wil vir julle sê, ek vra vir die Here, Jesus sê, ek gaan hom vir julle plek voor te berei. Ek sê, Here, verduidelik dit vir my. Want tog is daar genoeg plek in die hemel, ek seker God moet nie nog iets aanbou nie. Né? Jy weet, ek is 'n prentjie mens, Here moet my goed verduidelik. Ons kan nie in die hemel ingaan as ons nie vergewe is nie. Is ons reg? En die Openbaring 12 sê, die aanklaer kla ons dag en nag voor God aan. Dag en nag staan die duiwel voor God en sê, sy kan nie in die wand. Sy kan nie in die wand. Wat doen Jesus? Hy sê, ek gaan of jy 'n plek voor te berei. Hy sê, ek gaan staan voor die Vader elke dag en sê, ja Here, sy het, maar ek het die prys betaal en sy het dit gevat. En dan kom die duiwel weer met die ding en sê, ja Here, sy het, ek het die prys betaal en sy het dit gevat. En dan kom die duiwel met nog 'n ding en sê, ja Here, sy het dit gedoen, maar ek het die prys betaal en sy het dit gevat. Dis wat dit beteken toe hy sê, ek gaan vir 'n plek voor te berei. Hy gaan staan vir ons voor die Vader in, dag en nag, saam met die aanklaer, om vir ons die plek voor te berei en sê, sy mag ingaan, because I've paid the price. And she took it. She took it. Sy het die Ketubah gelees, sy het by haar godsbeeld uitgekom. Sy het nie in die wêreld sy identiteit wat op haar geplak is gelewe nie, maar sy het in dit gelewe wat ek vir haar in die kruis gemaak het. She took it. Ek wil afsluit met Psalm 23. Hy dek die tafel vir jou in die aangesig van die vyand. Die Satan is uitgegooi uit Mount Zion uit. In die geestelike realm is daar verskillende plekke, ek gaan nie nou daar ingaan nie. Maar hy opereer in die gees, die duiwel. Maar op die berg Sion, daar waar God se gesag is hy uitgegooi. As jy bid, en jou oë is toe, is jy onmiddellik daar, in die troonkamer. Weet jy dit? Halleluja. Die bloed van Jesus het elkeen van ons toegang gegee tot die troonkamer. Nie omdat jy baie glo of minder glo, of baie niks van dit nie. Die bloed het jou toegang gegee. En die duiwel is daar uitgegooi. Kyk. So hy moet in die aangesig van jaloesie toe kyk na 'n plek waar hy nooit kan kom nie. Maar ek wil vir julle sê, die Here dek 'n mooi tafel elke liewe dag vir ons. En hy sit daar, en hy wag, en hy wag. En ons gaan sit nie daar nie. Ons loop al verby, partykeer is dit so cool, ons sê, Jesus, kyk hoe cool is dit, selfie, post hom, Jesus, check wat die Here vir my gedoen het. Maar ons sit nie daar nie. Ons sit nie daar by hom nie. En hy het so begeerte om met jou te sit en met jou te praat. Hy het so begeerte om jou identiteit in jou vas te maak, dat jy die appel van sy oog is, dat jy hoog geag is, dat hy opgewonde is oor jou, dat hy op jou naam geroep het vir die grondlegging van die aarde om 'n profeet vir die nasies te wees. Dat hy jou in jou ma se moederskoot in mekaar geweef het, kunstig, in die geheim, in die diepte van die aarde, waar niemand hom kon sien, toe jou gemaak het nie. Hy wil goed vir jou vertel, en hy sit elke dag daar, maar ons kom nie sin toe nie. Ons doen nie. Ek wil vir jou challenge vandag, om elke dag by die tafel te gaan sit wat hy vir jou gedek het. Maak 2 koppies koffie. Ek doen dit en dink ek, gelukkig kom niemand in my kamer en as ek alleen nie is, as ek nie smal. Maar ek maak vir hom ook 'n koppie koffie, ek sit daar by hom. Laat ek by hom kan hoor wie ek is. Nie dat my probleme op hom afpakkie. As ek begin besef wie ek is, het ek nie meer probleme nie. My probleme gaan van so groot na so groot toe. Skielik is 'n berg gemol Sofie. Nie omdat God dit vir jou uitgesort het nie, omdat jy besef dit is jou pa wat in die kantoor ingestap het. En jy hoef dit nie meer te sê oor jou stoutheid nie. Jou pa gaan hierdie ding uitsort vir jou. Is ek reg? Amen. Ek wil lees op by hierdie goeders uitkom julle. Die laaste ding wat ek wil sê is regtig die laaste ding. Tweede laaste ding. It's never about us. It's always about him. Ons is nie op hierdie aarde gesit hoeveel geld ons moet maak, of hoeveel mooi klere ons moet aantrek, of vir hoe fancy my huis moet wees, of vir wat 'n werk ek moet hê, of ons is nie daar opgesit vir dit nie. Ons is hier opgesit om die koninkryk uit te bou. Ons is hier gesit as servants om die koninkryk te dien. Jesus was die grootste servant wat daar was. Hy het sy glory, sy kroon, sy troon, sy glorie, hy het alles gelos om ons te kom dien met sy hele lewe. Amen. Halleluja. So as jy vandag hier sit en dink, het gaan so sleg en hierdie is jy op die verkeerde mindset. Jy het nog nie by 'n mind of Christ uitgekom nie. It's not about us, it's always about Jesus. En ek wil vir julle 'n klein voorbeeldjie gee daarvan.
dat julle dit kan vasmaak. My pa was op die grens gewees. So ons huis was glad nie maklik nie. Daai generasie op die grens is wild gewees. Ons het nie pak slag gekry nie. My pa het vir ons die mure vasgegooi. So my ma se huwelik was nie 'n grappie. Dit was moeilik. En 2 keer wil my ma my pa skei. Sy het klaar die papiere reg, die prokureur moet dit net gaan aflaai. Die tweede keer, eerste keer sê iemand vir ons, jy moet dit nie doen nie. Die tweede keer is my ma by Bill Johnson, is Amerikaanse prediker, hy was daar in Johannesburg gesê by 'n konferensie daar. En dan kom 'n wildvreemde vrou na my ma toe sê, die Here sê ek moet vir jou sê, jy moet nog 3 maande wag voor jou man skei. Ek is so kwaad vir my ma. Ek sê vir haar, wat gaan in 3 maande verander wat in 38 jaar nog nooit verander het nie? My ma sê, my kind, ek moet gehoorsaam wees. Ek sê, whatever. Moet my nie bel as ek jou skree, jou in jou gesig spoeg, whatever. Moet my nie bel, ek wil niks hoor nie. Ek wil vir julle sê, op die laaste dag van die 3 maande, kom my pa tot bekering. My pa was 'n kerkou gewees. Ons was in 'n godsdienstige, wit Afrikaanse kerk. Dit was nou so singie, het lyk, ek voel my lyf het altyd wil beweeg en sing. Die kerk word reg groot geword en die gees nie beweeg nie. Ons het nie van die gees hier gepraat nie. Wit mense praat nie van die gees nie. Okay, ons word net in die vlees gehoor. Jy staan daar met 'n orgel, hy tannie speel so stadig, het voel jou kakebeen gaan uitdak. Nee, daar loof ons glad nie die Here nie. Ek het nie so groot geword nie. Ek was ook ouderling in die kerk. Ek het voorgelees. My pa was, ons was kerkmense. Maar my pa was nie gered nie. My pa was nie gered nie. Op die laaste dag van die 3 maande kom my pa tot bekering. En is 3 maande later dood. En my ma sê vir my, my kind, ek weet as ek jou pa gelos het, was hy nie gered nie. En as ek deur al hierdie abuse moet gaan, om te weet as in eternity, sal ek dit weer doen. Amen. Ons kom terug na wat ek hier gesê het, it's not about us, it's always about the kingdom. Dit het nie gegaan oor my ma se gerief van die huwelikie. Hoekom nie? Want my ma se voete was op die rots gebou. En hy het geweet sy kan die storms weerstaan. En dit het nie oor haar gemak gegaan nie, want sy was klaar op die rots. Dit het oor die redding van my pa gegaan. En baie keer is ons in storms en ons sê, Here, hoekom? Jy lyk soos, ja, waarom, hoekom so lank, waarom? Hou klaar man, vra vir die Here, wat moet jy leer uit, of wie moet ek red hier uit? Die Here is ook besig om jou in training camp in te sit, soldate gaan die oorlog toe, en dan skiet hulle met plastiek geweertjies op opleiding nie. Sien wat werkie? Hulle skiet met live ammo, jy moet soos regtig weet hoe werk dit as jy daar kom. Soos is partykeer 'n training camp, van die lewe daar buite is reël. En ek wil vir julle sê, die duiwel raak al hoe erger. Dit was 50 jaar terug baie makliker om in die hemel te kom as jy doodgaan as nou. Die mense raak nou verlore, right, left en center, omdat hulle verslaaf is aan die foon. Mense het nou ver met die wêreld, met die fone en alles wat op die fone is. En dan dink hulle God moet hulle red. Dit gaan nie. Die duiwel se leuns raak al hoe fyner. Die prediker spreek al hoe fyner leuns. As jy nie die katoeba ken nie, gaan jy nie kan discern nie. Ek luister op predikers 5 minute, dan weet ek, ou praat nie die gees uit nie. Hoekom? Ek ken hierdie boek. Ek ken hom. Ek ken God se karakter. Soos jy praat buite God se karakter, dan weet ek, jy kan skrif aanhaal net so wat jy wil. Ek weet as jy buite konteks aanhaal. Want ek lees hierdie boek. Die duiwel se leuns raak al hoe fyner. En daai foon het hy gegee vir ons om verlore te raak. En as ons van daai goed afkom, julle daar agter, die tieners, wat so verslaaf is, maar ek sien tot die oumas is verslaaf van Candy Crush en allerhande goed op die foon. Hulle bakkie met koekies saam met die kinders en want hierdie met tyd nie, hulle breins is ook al opgevreet, tot die oumas. Dis die waarheid. Ons kan nie vir die leuns val nie. Ek's van die punt af. Ek wil vir julle sê van hierdie van my ma. Paulus bid in Korintiërs, hy sê ek bid urgently dat die Here my release uit die tronk het dat ek Korinthe toe kan gaan. Korinthe was probleemkinders. Die Here sê, alles wat jy my naam vra, sal ek jou gee. Ek sê, Here, maar Paulus het gebid in die naam, en nie dit het vir hom gegee nie, hoe werk dit? Hy sê vir my, dit was nie in Paulus se boekrol geskryf nie. Psalm 139. Elke dag van jou is in 'n boekrol geskryf, nog voor een van jou daar was. Jy kan jou eie boekrol ook skryf. Of jy kan God se loop. As Paulus gerelease was, om na die Korinthe toe te gaan, en hy het so face to face met hulle gepraat, so hy is nooit geweet wat hy gesê het nie. Paulus moes in die tronk bly, sodat hy gefors was om die briewe te skryf, sodat ons 2000 jaar later nog steeds kan lees. Was die storm in die tronk erg? Flippend erg. Was nie eers 'n toilet nie, sissies. Hy het ons eie goed gesit.
klere gehad nie, hy het die kos gehad nie, die rot het aan hom gekou, hy is elke dag geslaan. In Filippense sê hy vir hulle, ek sien dat julle weer gekry het of ietsie te stuur. Hy sê, maar nie dat ek uit my, hy sê nie dat ek iets nodig het nie, ek kan nie presies woord onthou nie, nie dat ek iets nodig het nie. Hoe lang is hy lys van goed wat hy nodig het eintlik? Sien julle dat die storm waar hy was, it wasn't about him, want hy was op die rots gebou. It was about the kingdom. Gerarig my klop op. Jeremia 29:11 sê, ek weet wat ek jou plan het, voorspoed en teenspoed, né? Julle ken dit. Ek sê laas jou vir die Here, Here, jy sê is nie 'n God wat jy vir ons sal lieg nie. Ek sê en jy sê, maar dit gaan sleg met ons het teenspoed. Jy sê jy weet ons wat beplan het, voorspoed en teenspoed nie. Jy sê is gister vandag aan ewig hy selfs 'n jokkie vir ons nie. So wat gaan met hierdie teenspoed doen? Verduidelik my. En dis wat hy my verduidelik het. Hy vat my toe terug na hierdie storie op die rots in die sand. Hy sê die wêreld het julle gebrainwash dat storms is teenspoed. Hy sê maar dis nie die waarheid nie. Hy sê om op die sand gebou te wees is teenspoed. Sien, daai skrif lees eintlik, ek weet wat ek vir julle beplan het om op die rots gebou te wees, nie die sand nie. Dit het niks met storms te doen. Hierdie mense wat hierdie prosperity preaching doen en sê, alles het goed gaan. Alles wat jy goed gaan as jy Christen is. Dis nie die waarheid nie. Because it's not about us. My ma se storm was vir die redding van my pa. Paulus se tronk was vir die redding van miljoene mense. En as ons by 'n mind of Christ begin uitkom en begin dink sodat God wil hê ons moet dink, dan is die lewe nie meer so moeilik nie. Dan sien jy dit met joy. Die Here gebruik my. Gaan jy daar deurkom? Ja, hoekom? Want jou voet is op die rots. Maar sien as jy nie jou identiteit ken nie en jy het nie by jou godsbeeld uitgekom nie en jy lees in die Ketuma nie, is jy nie op die rots gebou nie. Dan gaan hy storm vir jou platvee. En jy gaan nie jou man kan reggebou nie. Ek sê vir die Here, hoekom is ons so baie mans op nie in plek is nie? Hy sê ek wag vir die vrouens. Jy kan ons nie die army, die voetsoldate vooruit stuur as die wat noem jy dit, lugafweer nie in plek is nie. As daai soldate op radio sê, hey, groot moeilikheid, stuur die chopper met die bomme. En as jy 'n chopper het, sal hulle 'n chop sin. So, God kan nie die mans oprig as die vrouens nie opgerig is nie, want ons staan agter hulle. As jy nie identiteit ken nie, hoe moet jou man inkom? Want as hy omval en jy sien daarmee val hy op plat. Ons kan nie dieselfde geloof as ons man sê nie. As 'n muur ewe groot is en een val opval en die ander op plat. Maar as hierdie 'n bietjie hoër is en hierdie val, kan nie. Dis ook my vrouens wat weet wie ons is, sodat ons mans kan regop hou. Maar weet julle wie staan agter ons? Holy Spirit and the Lion of Judah. Ons muur is so hoog. So ek wil jou sê, sissie, kom in plek. Kom jou godsbeeld uit. Encourage sissies om jou. Elke sissie wat jy help om by haar gods uit te beeld uit te kry, kom jy beter by jou eie een uit. Staan op en breek hierdie gees van jaloesie wat op julle kultuur is. En verkondig dit en help mekaar. Nie in judgment nie, in liefde. Nee, Jesus, ek sien is daar, jy jaloers op daai een gewees nie. Nee, sissie, ek sien al goed oor jou mond, ek kom as jy reg met jou, kom met ons saam bid, kan jy toe help, ek sien jy sukkel 'n bietjie. So, nie judgment nie, liefde. Liefde en eenheid is wat ons land gaan verander. Onthou, die duiwel het ons vir 80 jaar apart gehou, want hy het geweet as ons in eenheid opkom, het hy moeilikheid. Maar ek wil vir julle sê, in die liggaam van Christus, ek is met die time to rise, hy sal nou weet, daar maar melodie, en goed is, joh, die mense connect oor kleurgrense, enige grens. Die liggaam van Christus is besig om in die gees te connect in 'n eenheid, wat niemand meer worry oor die vlees nie, want ons kan nie meer alleen wees nie. Hier kom 'n ding in hierdie land, en God het ons nodig, want hierdie land behoort aan Jesus. Nie 'n politieke party nie, en nie 'n persoon gaan ons hier daar waar ons nou is nie. Net God gaan ons hier uithaal. En as ons in ons identiteit kan inkom en in daai goed kan opstaan nie, hoe gaan ons bid daarvoor? As jy dink jy is nie worthy enough nie. En die ou mense, ou mamma wat daar sit, julle dink julle is niks werd nie. Ons het julle gebed nodig, ons werk heeldag. Ek moet kinders grootmaak, ek het 'n vol dag. Die dag ek by die bid kom, is ek so moeg. Ons het julle nodig. Jy het nodig om vir die ander ou mammas te sê, luister, ons moet bid. Ons het hierdie gebede nodig, julle tyd daarvoor. Ons het julle verskriklik nodig. Moenie dink julle is nie worthy nie. Julle worthiness is meer as ons ander, omdat julle tyd het om dit te doen. Kom ons vat net gou alles saam, dat ons dit net vasmaak. Vergeet van ander mense se opinies wat verskil van jou nou, en kyk na elkeen uit die oog, dat ons almal uit God se agape liefde gemaak is, uit sy hart uit. Onthou dat die Vader sit op die stoep van mercy en grace, en hy wag net vir jou maar een tree te gee. Hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Jy hoef net een tree te
gee, hy hardloop die hele pad tot daar by jou. Maar hy wil sien, jy is ernstig. Okay? Stap uit jou Nazareth tronk uit. Stap uit die tronk uit van die leuns van wat die duiwel jou gesê het jy is. Stap uit dit uit en kom by jou godsbeeld uit. Jou identiteit lê in hom en sy liefde. Moenie die duiwel se leuen van minderwaardigheid verder entertain in jou lewe nie. Gooi hom uit. Die Here sê vir my 2021, hy sê vir my elke keer dat jy vrees of bang is of stres of worry, hy sê honor jy die duiwel. En elke keer wanneer jy faith het, honor jy my. Ek skrik so groot, ek dink my oud net so gelyk. Ek doen magtig. Hoe het ek al die duiwel gehonour en ek nie weet nie. Nou as die stres opkom, Johannes 10:10. As jy so opkom sê ek stres, vat jou goed te gaan. My deel is lewe oorvloed. Gaan, vat jou nie. Ek honor jou nie meer nie. Luister, as die duiwel met jou kommer en goeders gooi my uit. Kom nie van hom af nie. Psalm 23. Gaan sit by die tafel. Sit daar by hom. Moenie aan 'n vals selfbeeld vashou nie. Kom by jou godsbeeld uit. Brand al die rags in jou kas, al die stukkende klere en hang jou bolgowns daarop. Jy moet nooit ooit weer jou bolgown uittrek nie. Onthou die authority wat in jou sit. Die authority wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sit binne in jou. Onthou jou man of jou vriendin of wie ook al kan jou nie opvul nie. Net God se gees. Lees jou ketubah, drink koffie saam met hom, hê breakfast met hom, braai saam met hom, middagete saam met hom, gaan bed toe saam met hom, doen alles saam met hierdie ketubah, gaan lees hom. En onthou dat dit nooit oor een van ons gaan nie. Alles gaan oor die koning. Alles gaan oor die koninkryk, verlore mense wat ons moet inbring. Die oes is groot en die oesters is min. Terwyl ons in jaloesie en vlees goeders vassit, kan ons nie die oes inbring nie. Ons kan nie, want hulle kyk na ons. Jy wil my sê, kom tot bekering, maar kyk hoe lyk jy. Ons moet by die gees uitkom. Ek encourage julle regtig vandag om by jou God speel, jou gees speel. Jy is na God se beelde gelykenis in die gees gemaak om by dit te kom. Okay, dis al wat ek vir julle het vanoggend. Ek hoop dit was genoeg. Halleluja, kom ons gee die vrou van God aan. As groot. En ek laat halleluja. Ek weet nie van ons vrouens nie, maar ek het myne gevat vir ons. Ek dink, en julle ken my mos al by die tyd, ek raak weer so die, ek, prys die naam van die Here, ek gaan nie verder, halleluja. Baie dankie vrou van God, baie dank. Het my vanmorgen opgelag, ek weet nie van die ander vrouens nie. Ek kan nie vir hulle praat nie, maar ek praat vir my vanmorgen, het my opgelag vanoggend. Het my weer uit my dal uitkom gehaal vanoggend, baie dankie, vrou van God, halleluja. Ek wil ook die Here 'n eer gee, en vir die Here sê, hy moet hierdie vrou van God op die pad hou, hy moet hierdie vrou van God nog meer krag gee, hy moet haar nog meer gee, om vir ons op te tel, prys die naam van die Here. En die Here seën ons. Ek wil van ons net weer gee om te af te sluit. Mag jy die diens afsluit en ook die afkondigings. Amen. Baie dankie die Baris. Ek is vanoggend baie bly. Baie dankie Carla vir die mooie woord wat jy vanoggend aan ons bedien het. Amen. Dit is net die Here wat dit kan doen. Dit is nie ek nie, dit is nie iemand anders nie. Dit is net die Here wat dit kan doen. En vanmorgen het ons die woord so mooi ontvang, waar ons vanmorgen sit. Die authority wat die Here ons gee, is so belangrik. Ek kan onthou die dag toe Pastor Mokali was, en hy gee my kaart se sleutels. Hy sê, ek het die authority om my kaart te gaan start, en dan sal hy kaart eers beweeg. Amen. En weet die, wat sy vanoggend nie praat, hoe voel ek regtig, maar somtyds dan weet ons nie wie hy is nie. Veral ons wat in die government werk, ons moet somtyds dan wil iemand anders vir jou sê, hoe moet jy optree? Jy word soos 'n remote gemaak. Hulle sê vir jou, jy moet dit doen, maar in jou gedagte praat die Here met jou. En die Here sê, ek gaan nie met dit saam wat julle nou besluit nie. Amen. Halleluja. Kom ek sê vir u, ek was in die union. Hulle sê enig vir ons,
ons moet 'n awareness doen, maar ons moet kondome saamvat. Ek staan op, ek sê, ek is nie in agreement met dit wat julle hier doen nie. Amen. En ek sê, ek is nie part van dit wat julle gaan dit doen nie. Amen. En hulle vra vir my, hoekom? En ek vertel hulle. En hulle los dat goed net daar. Net daar. Hulle sê, nee, die pastoor het nog gepraat. Ons kan ook nie die goedes saam met ons wat nie. Ons los dit die, hy sal daar voorkom vir die mense sê wat om te doen. Amen. So, jy moet, jou identity is baie belangrik. Wie is jy? Wie is u vanoggend? Amen. Kom ons kom op die bene, kinders van die Here. Ek wil graag hê dat wil ons Colin moet dit vir Carla's plek kom bid. Business. Ons is nou in 'n ander seisoen. Ons is in 'n ander tydperk. Wat mense, hulle verstaan nie, ons is dieselfde mense nie. Ons is een bloed nie. Maar hulle maak skeiding, ek gaan dit sê, hulle maak skeiding van wit, African, colored, Griekwa, al die dinge, nee. Jy gaan sien op die papier, nee. Hulle maak het ons so, amen. Maar ons is allemaal gevas in die bloed van Jesus Christus, amen. Halleluja. Ek wil vanmorgen vir die kerk sê, ons is een in die Here. Come and pray, amen. En waar jy staan en jy voel, jy kan jou net optel. Hierdie gebed is ook vanmorgen vir u en die Here gaan seën, amen. Amen. Kom ons bid saam, beloveds. Father, we give you praise this morning, Lord. We exalt you. Father, as I pray this morning for Carla, Lord, and I pray this morning for her business, Lord. Father, in the corporate world, it is difficult out there, Lord, with the challenges that we face daily this morning. But Father, we thank you this morning for the authority which has been given unto us this morning, Lord. And Father, we thank you this morning for John 10 verse 10 this morning, Lord, that you've come to give us life and life in abundance this morning. And Heavenly Father, I pray this morning, Lord, that every opposition in her position be removed this morning, Lord. Heavenly Father, I pray this morning, Lord, whatever stands in her way of breakthrough this morning, Father, let it scatter and die by fire this morning in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray this morning, Lord, what the enemy tried this morning, Lord, we come against the works and the plans of the enemy this morning, Lord. We come against the spirit of segregation this morning, Lord, and we bind the spirit of the enemy this morning, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray this morning, Lord, wherever her helpers is this morning, Lord, let the helper locate her by fire this morning, Lord. Father, I pray whatever is impossible by her this morning, Lord, I pray make it possible for her this morning, Father. Lord, whatever the Bible declares this morning, whatever we ask in your name this morning, if we believe this morning, then so shall it be this morning. En Heavenly Father, ek bid vanmorgen, Here, dat u die hemelse vensters vir ons sal oopmaak, Here, en dat die Vader wat die reën van die hemel op haar lewe sal neerreën vanmorgen, Vader. Ek bid vanmorgen, Here, dat u haar voetsole sal seën vanmorgen, Here. Ek bid, Here, dat u haar grondgebied sal vergroot vanmorgen, Here. Ek bid vanmorgen, Here, dat u van haar God van baie naby sal wees, Here. Ons bid, Here, dat u sal meermaal gebruik, Here. Daar is 'n generasie vanmorgen daar buite, Here, wat u stem moet hoor deur haar vanmorgen, Here. En daarvoor bid ek vanmorgen, Vader, dat u vanmorgen 'n seën vir haar sal wees, Here, sodat sy 'n seën vir ander sal wees, Here. En ons weet, Here, wat alles wat ons in u naam vra, Here, as ons glo, Here, dan so sal dit vanmorgen wees, Here. Ons dankie vanmorgen, Vader. In Jesus naam bid ons. Amen. Amen. Sorry. Sy gaan net gou vir ons die benediction gee en dan gee ons 'n lekker koortjie, gee ons 'n handdruk en baie dankie dat jy volgende gewees het, né? Ons waardeer dit regtig. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And those who wait until he shall return shall all say Shalom. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lieflike handklap. Amen. Praise die Here. Amen. Amen. Voor ons gaan, beloveds, kom ons praat net gou oor volgende week. Volgende week is mos spring day, is lente. Lente begin mos maar.